die naam van die Here groot gemaak word, van die opkoms van die son tot die ondergang daarvan, van die geboorte van 'n kind tot die terrusting lê van God se kind. Loof die Here, hy is goed. Ek wil vir u verskriklik baie dankie sê vir die voorreg om saam met u te kon aanbid hierdie paar dae. Dit was 'n verskriklike groot voorreg vir my. En daar is baie dinge wat my hart diep geraak het. Ou kennisse. Hulle gesigte was in my brein gememoriseer. En ek het nie gedink ek sal die gesigte van die mense ooit weer sien nie. Maar een van die baie spesiale seëninge wat ek gekry het. Dis so spesiaal, ek het nie eintlik 'n woord nie, en ek is seker daar is 'n woord. En dit is 'n mooi woord wat soet is. Ek het 'n botteltjie marula konfyt gekry. Ek dink nie eers ek gaan hom oopmaak nie. Ek kan nie eers meer onthou hy ruik nie, maar ek weet dit is spesiaal. En die moeder wat so gaaf was vir my, ek is seker sy het kleinkinders en kleinkinders waarvoor sy dit kon gegee het. Ek het seker daar is iemand anders wat dit werklik verdien het. Maar in haar hart het sy dit goed gedink. Ek gaan hom toedraai en weer toedraai en weer toedraai en in die middel van my tas sit. Vreeslik dankie mamma. Jy was baie aangenaam en ek was so verras. Dankie dat ek met u 'n paar van die ondervindings van ons bediening in die eilande kon bespreek het en aan u voorgedra het. En vanmôre wil ek ook net weer 'n paar dinge onder u aandag bring. Klein Jimmy daar in een van die eilande op sy eie, sy ouers is oorlede. Hy het geen vriend, hy het vriende, maar geen familie nie. Hy word groot so tussen die ooms en die tannies en elkeen wat hulle lewe, wat hulle ontferm oor sy lewe. En ek onthou eendag toe sit ek en Jimmy op daardie selfde hoopkorrel. En ons praat. En nadat ons gepraat het, toe sê ek gaan 'n foto van jou neem. Hierdie jong seun is gebore met 'n visioen om 'n predikant te wees eendag. Hy's nog nie eers 'n lid nie, hy's nog nie eers gedoop nie. Ek glo nie hy sal ooit ingeseën nie. Maar hierdie jong kerel kan nie lees of skryf nie. Nog nooit in 'n skool gewees nie. Maar in sy hart wil hy, die beste woord wat hy kon sê is 'n priester. Ek sê nee, jy hoef nie 'n priester te wees nie. 'n Pastor is just as good. Ek wil vir u voorstel aan James Bong. Ek het dalk al met hom gepraat. Daar die noorde dele van die eilande is daar nog geen sewende dag Adventiste kerk nie. Is 6 eilande wat ons nog nie betree het nie. Daar is nog geen kerk nie. Op huidiglik is Dr. Mark besig om 'n klein landingsstrook te bou vir sy klein vliegtuigie daar. 'n Paar jaar terug het die sendingkonferensie, die raad, besluit dat dit is tyd om die werk van die Here na al die eilande te neem. En hulle bespreek vir James Bong 'n enkel vliegtuigkaartjie. Nou dit beteken baie dinge vir baie mense en party verstaan nie wat dit beteken nie. Dit bedoel, as daai vliegtuig jou aflaai, bly jy daar. Dit was maar 'n baie moeilike besluit. Maar hy werk vir die konferensie en jy doen wat die broer sê. En hulle gee hom 'n enkel kaartjie na die Torres-eilande toe. Intussen toe hy sy kaartjie aanbied en koop en kry die
leiers van die Anglikaanse kerk die boodskap dat die Adventiste kom. En hulle versprei die boodskap wanneer die Adventiste kom, dan is die lewe nooit weer dieselfde nie. Julle kan nie meer drink wat julle drink en eet wat julle eet en doen wat julle doen nie. Hierdie mense gaan ons spoil. Toe die vliegtuig in die Torres land, vliegtuig wat seker omtrent 7 of 8 mense vat, met 'n klomp hoenders en klomp ander goed ook. Toe staan die priester so om en hulle weier dat James uit die vliegtuig moet klim. En al die mense het uitgeklim en die hoof kom na die loods en hy sê vir hom, jy kan nie daardie man hier aflaai nie. Jy kan nie. Want as jy daardie man hier aflaai, gaan hierdie vliegtuig nie vandag opstyg nie. En die loods kom praat met James en hy sê vir hom, James, vir jou eie beswil, moet jy maar net hier sit, jy kan maar net deur die venstertjie kyk. En James sê, ek kan nie terugvlieg nie. Ek moet hier afklim. Dit was omtrent 3 ure later. Toe betaal die loods sy vliegtuigkaartjie terug, Sandton toe. Tot hierdie dag, 20 jaar later, het ons nog nie 'n kerk op daardie eiland nie. Wie is die volgende James? Ag Here, gaan my verby asseblief. Die Here wag vir iemand met 'n gees van sending. Want die boodskap sê, dit moet gaan na alle volke. Help my iemand? Ek kan u vanmôre neem na eilande waar hierdie boodskap nog nie gevestig is nie. Hierdie 3 pa, ma en 'n seun bly in 'n klein huisie, selfgeboude huisie met materiaal wat hulle optel en leen en borrow en nog ander dinge. En hulle bou hierdie huis daar op hulle grond. En die Here praat en die Here sê, julle moet 'n kerk hier begin. As jy daar kom vandag, is dit so halwe sinkhuis, maar hulle het 'n kerk. Hy is die ouderling en die diaken. Sy is die tesourier en die Dorcas, en hy is die ouderling en enigiets anders. Dis die totale amptdraers van die gemeente. Hulle hou kerk in hulle eie huis. Elke dag as hulle opstaan, is hulle in die kerk. As hulle beweeg, is hulle in die kerk, want die kerk is hulle huis. Daar kom 'n tyd in 'n Christen se lewe waar jy nie in die kerk is nie, of 'n lid van die kerk is nie, maar die kerk is in jou. Vra enige predikant, hulle sal vir jou dit sê. Jy word nie 'n gelowige nie, die geloof is in jou. En waar jy kom en gaan, daar is jy die kerk. Ek het baie ure en dae deur die woord van die Here geloop en gaan dink aan hierdie dag. En die indruk wat ek gekry het, is om met u vanmôre te praat oor die boodskap van die boek van Efesiërs. Is 'n groot boek, is 'n diep boek. Maar as daar een woord is en een boodskap wat uit Efesiërs na vore kom, hy roep jou, hy trek jou eintlik aan soos 'n magneet. En hy val diep binne in jou wese. Dit is die woord, die konsep, die begrip, die waarheid, wat ons in Afrikaans noem eenheid. Dit is geskrywe aan Efesiërs. Baie jare terug het hulle 'n tempel in Efesiërs gebou, 'n groot tempel. Ons noem dit 'n kerk, maar dit is nie eintlik 'n kerk nie, 'n tempel. En op die plek waar die tempel gebou is, of langs die plek waar die tempel gebou is,
sê die voorouers, het daar 'n groot, blink, swart blok materiaal of 'n meteoriet uit die hemel geval, daar waar hulle vandag die stad Efesiërs het. Dis amper soos in Grootfontein, Andrei. Wat is daar die klip se naam van Eysteraan? Is dit Grootfontein waar die meteoriet geval het? Ek het ook gesien hoe mense hom probeer kap het, maar dis 'n harde klip. Efesiër is die stad waar die meteoriet geval het en dit was 'n teken vir die inwoners van die guns van die gode. En wanneer die gode vir jou 'n klip stuur of enigiets stuur en dit is 'n boodskap van die gode, dan word dit sommer net 'n heilige plek. En wat die gemeenskap en wat die dorp bymekaar gehou het, wat die eenheid van die dorp veroorsaak het, was hierdie klip wat geval het. En elke keer as jy by daardie klip verbyloop in Efesië, dan sê jy, die gode het ons onthou. En daardie swart, blink meteoriet het die dorp bymekaar gehou. Die boek Timoteus is geskrywe dat God se kinders bymekaar gehou gaan word. Want dis in die dorp Efesiërs waar die skrywer Johannes en die moeder van Maria, onthou jy by die kruis het Jesus vir Johannes gesê, kyk na my ma, onthou jy dit? En dit was daar by die kruis wat Jesus vir Maria gesê het, ek gee vir jou 'n nuwe seun. En Johannes en Maria het in Efesiërs gebly. Dit was hulle dorp. Paulus het Efesiërs 2 maal besoek. Maar hier is die interessante feit, dat die boek Efesiërs is nie noodwendig aan die dorp geskryf nie. Dis 'n boodskap wat weier moet gaan as Efesiërs. Ek begin deur 'n aanhaling uit Hebreërs 4 vers 12 te lees. Want die woord van God is lewend. Die boek wat u in die hand het, is lewend, sê Hebreërs. Dit is kragtig. Woorde het mag. Die Bybel is kragtig. Dit is skerp. Dit sny. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit is 'n wonderstuk gereedskap wat God na sondaars gestuur het om hulle te sny en te vorm en te maak vir ewigheid. Dit is die beoordelaar van die oorlegging en van die gedagtes van die hart. Is dit nie 'n wonderlike boek nie? Sewende dag Adventiste in die Transvaal Konferensie 211 roep uit, gee my die Bybel, sny my hart oop, kyk na die oordenking van my hart, kyk binne in my siel tussen my murg en my been en sien of ek eerlik en opregte Christen is. U vra 'n bietjie baie van die gees van die Here. Want u sê dit in die publiek, gee my die Bybel. En wanneer jy vra, gee my die Bybel, is wat die Bybel bied. Om ons te sny in ons gedagtes en ons beoordeling, dit wat ons dink en ons motiewe en ons geaardhede. Ander mense sien dit nie, maar die woord sien dit. En wanneer ons sê, Here, gee my die Bybel, dan staan ons naak voor die Here.
In Jeremia 23 vers 29 in die nuwe vertaling sê dit, my woord is soos vuur. Vuur is wonderlik, as jy dit aansteek op die regte plek en die regte tyd, om die regte ding mee te doen. Maar as vuur op die verkeerde tyd en die verkeerde plek uitbreek, dan brand ons huise af. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word. Ek onthou daar is 'n vers in die Ou Testament wat die Here sê hy wil die hart van klip breek. Wanneer ons sê Here gee my die Bybel, dan vra ek vir 'n hamer wat die hardheid van hierdie sonde stukkend breek en ons die sonde so stukkie vir stukkie uit ons mond uitspoeg. Gee my die Bybel. Dis wat ons in die publiek vir die Here vra. Bladsy 52 van die Groot Stryd lees ek. In elke eeu was daar getuienis vir God. Manne wat aan Christus geglo het as die enigste middelaar tussen God en mens. Wat die Bybel beskou het as die enigste maatstaf van die lewe en wat die ware Sabbat geheilig het. Dis nou 100 jaar gelede, miskien bietjie meer dan 100 jaar gelede, is die woorde geskryf. Hierdie mense wat aan Christus as die middelaar geglo het. Hierdie mense wat die Bybel beskou as die enigste fundament en maatreël waar volgens ons moet lewe. Hierdie mense, iemand noem dit die bittereinders. Dis nog 'n groot woord vir my. Beteken baie dinge. Hierdie mense wat so oor die Bybel voel en so Christus ervaar, hierdie mense is bestempel as ketters. Hulle motiewe is verdink. Hulle karakters beklad en hulle geskrifte onderdruk, vals voorgestel en vernietig. Ek wonder wat gaan gebeur met Bybelgelowiges in die toekoms. Ons enigste beskerming is om 'n rots te hê wat ons saambind. En ons mense wat God liefhet en Jesus as ons enigste middelaar aanvaar en die Bybel as die maatstaf van ons geloof, al word ons ketters, al word ons sektes, al word ons enige iets genoem, dit verander nie ons standvastigheid aan die Here se woord nie. Martin Luther het gesê, en ergens in my Christelike ervaring wil ek dieselfde sê. Miskien sal my konteks anders wees. Ek sal dalk nie voor koning en prinse staan soos Martin Luther nie. Miskien net voor familie en vriende. Miskien op my eie, miskien voor 'n versoeking, maar ergens in my Christelike ervaring sal ek ook hierdie keuse moet maak. Dis wat hy gesê het. Tensy ek dus deur die getuienis van die skrifte of deur helderder redenering oortuig word, tensy ek oorreed word uit die skrifgedeeltes wat ek aangehaal het, en hulle aldus my gewete bind deur die woord van God, kan ek nie, en sal ek nie herroep nie, want dit is onveilig vir 'n Christen om teen sy gewete te spreek. Hier staan ek kan nie anders nie, mag God my help. Ergens in die wese van adventisme, die eindmense
gaan 'n paar van ons, miskien baie van ons, miskien die meerderheid van ons, miskien almal van ons 'n soortgelyke belydenis moet maak. Dat hier staan ek. Dis wat die Here aan my geopenbaar het. Dis hoe ek die skrif lees. Dis die waarheid wat God aan my geopenbaar het. My gewete kan nie anders nie. Ek sien die vervolging, ek sien die swaar kry, ek hoor die vuur. Ek kan nie anders nie. Die Here is my enigste verlosser. Ek neem u na 'n paar groot lesse uit die boek van Efesiërs. En een van die grootste lesse wat ek geleer het uit Efesiërs is in die hande van Paulus, hoe hy gevoel het oor die gemeente. En hy sê, hy skryf, hy bewoord sy groot behoeftes aan die gemeentes in die vorm van 'n gebed. U het die gebed al baie gelees, en mag u dit weer lees, en gee my die voorreg vanmôre om hierdie gebed weer met u deur te werk. Want dit is die gebed van my hart, dis die gebed van ek dink ons konferensieleiers, dis die gebed van u leraar, is die gebed van u man en die vrou, dis die gebed van die ouers, dis die gebed van Efesiërs. Hy sê so, Efesiërs 1 vers 15, en as jy eie vertaling het, lees dit asseblief. Enige vertaling, lees dit, en mag dit u gebed wees. Efesiërs 1. Ek bid, dat God deur sy gees aan julle wysheid sal gee, om te lewe vandag vir die Here, in die duisende versoekings waarmee ons elke dag te doen het, is ons eie menslike wysheid nie genoeg nie. Jy het meer nodig as 'n matrieksertifikaat om vandag te leef. Jy het die wysheid van die Gees nodig. Ek is heel eerste in die ry wat sê, o Here, vul my met die wysheid van die Gees. Want die versoekings wat na my toe kom, en die keuses wat ek elke dag moet maak, en die besluite wat ek moet maak, en soms moet ek besluite maak, en die 2 en die 3 opsies is nie een goed nie, en ek moet besluit. En saam met Paulus bid ek vir myself en vir u, en vir u man en die vrou en die tienerseuns en dogters, vir die wysheid van die Here om vandag te lewe. Hoeveel van u wil sulke wysheid hê? Mag die Here u gebed antwoord. Paulus gaan dieper, want daar is nog meer dinge wat ons nodig het om in 2011 vir God te leef. Hy sê, ek bid dat God homself so aan julle sal openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Wat 'n ongelooflike ervaring. Dat die God van die heelal, die skepper van die hemel en aarde, die een wat uit niks die skepping voorgebring het, die een wie se woord die mens gemaak het, as hierdie gebed van Paulus geantwoord het, sal ons totaal anders lewe. Ons sal totaal anders reageer, van wanneer ons die openbaring van God ervaar, en in hierdie openbaring leer ons God ken soos hy is, sal ons heeltemal anders wees. Op 'n ander skrifgedeelte sê dit, ons word na die beeld van God verander. Is daar iemand onder ons vanmôre, wat saam met my hand wil opsteek en sê, ag Here, op u tyd openbaar u self aan my, mag ek u beter leer ken. Dit is Efesiërs se gebed vir u. Mag die Here dit antwoord. Maar Paulus gaan dieper in sy gebed.
En hy sê, ek bid, dat God julle geestesoë so sal verhelder, oopmaak, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. God het planne met ons, wat ons nog nooit eers gedink het nie. Ons geestesoë het dit nog nie eers gesien nie, nie eers in die verte nie. En Paulus bid in die boek van Efesiërs en die skrywer sê, mag God aan julle en aan my en aan ons almal geestesoë gee. Het jy al in die nag wakker geword en in die geestesoog die wederkoms gesien? Paulus vra vir geestesoë. Om dinge te sien soos God dit sien. Om dinge te sien in die konteks van die hiernamaals en die ewigheid. Om dinge te sien watter hoop God vir ons het. Die dag toe ons daar gebore was, toegedraai in sagte of blou of pink kombersies. Miskien op daardie dag het God sy mond oopgemaak in die geestesoë van die rondom hom en gesê, ek sien in hierdie kind. En God vertel van wat hy sien in ons lewe. God sien dinge in ons wat ons nooit eers oordink nie. En die skrywer van Efesiërs sê, ag Here, open hulle geestesoë. Dat ons verby vandag en môre kyk, dat ons die hoop en die toekoms ervaar. Want dan sal vandag makliker hanteerbaar wees. Hy bid dat God julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem is. Al wat ons weet op hierdie oomblik, daar is huise voorberei, 'n plek voorberei in die teenwoordigheid van die Here. Maar hierdie gebed sê, ag Here, open ons oë, dat ons kan sien die volheid van wat U vir ons beplan, sodat die dinge van hierdie lewe al dowwer en dowwer word. Wanneer ons vaskyk in vandag, en al wat ons sien is die opskrifte in die koerant en die nuusberigte op die TV, dan sê ons, daar is te veel mense vandag wat selfmoord pleeg. Daar is te veel, hopeloos te veel jong mense wat nie gehelp is om hulle geestesoë oop te maak nie. En daar is moontlik van ons in hierdie gehoor vanoggend wie se geestesoog oopgemaak moet word, want jy kyk teen vandag vas. Jy sien die mure van die sel waarin u is. Jy sien die mure van u verhouding waarin u is. En jy sê, wat is die nut? Hierdie gebed is vir die geestesoog. Want God beplan iets wonderliks vir ons. Ek bid dat God julle geestesoë so sal verhelder en open, dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Was dit nie vir die krag van die Here nie, was nie een van ons vandag hier nie. Amen. Dit was die gebede van ons ouers en vriende. Dit is die terughou van die winde van die engele. Dit is die krag van God wat teenwoordig is in ons lewe wat ons hier gebring het vandag. Mag ons dit erken. Mag ons geestesoë besef, dis maar net die krag en die teenwoordigheid wat God uitoefen in ons wat glo. Eindelik moet ons nie soek na wonderwerke en sendingverhale nie. Eindelik is U
'n sendingverhaal. Ons moet dit net leer om dit te bewoord, om dit te sê. Jy was al by baie kursusse, waar hulle jou leer om jou getuienis uit te skryf. Onthou jy? Wat jy moet sê, hoe ek gewees het voor die tyd. Wat met my gebeur het, wat ek gehoor en gesien en gevoel het. En hoe ek nou voel, en watter hoop ek het, wat my toekoms in het. En jy het almal gesit, en iemand het jy gehelp om die getuienis neer te skryf. Hierdie vers sê, jy is 'n getuienis, of jy nou praat of nie, of jy dit skryf of nie, want jy lewe is 'n bewys van die krag van God in 'n sondaar. Daar is 8 gebiede, 8 areas, waar Efesiërs ons gedagtes op wil vestig. Kan nie onthou, ek praat met die paas in ons gemeente, toe die dogtertjie miskien 6 of 7 was, en sy moet skool toe gaan, en sy wil haar hare gevleg hê. Onthou dit so mooi. Ek is ook geleer, links onder, regs bo, onderbo. En die poniestert is so lank. En ek het die helfte van die hare gemis. En ek sit by die punt net so lank, net 'n paar haartjies, en die kind se hare staan net so. En ek kyk en ek sê, dit werk nie. En sy sê, mamma weet om dit te doen. Die tou, die band wat gevleg is, die tou vir 'n Christen wat ons saambind, is nie net 1 draadjie nie. Daar is ten minste 8 draadjies wat ons moet saam vleg, wat ons moet invou om hierdie tou te maak wat ons stewig hou. En Paulus in Efesiërs noem ten minste, daar is baie meer, maar hy het ten minste 8 toutjies wat een alleen is nie sterk genoeg, wat jy moet saamvleg om 'n eenheid te hê, en hy noem dinge soos nederigheid. Eenheid in 'n kerk, eenheid in 'n huisgesin, eenheid tussen 'n man en 'n vrou, bestaan uit nederigheid. Die geheim van nederigheid is die wete dat hoogmoed afbreek. Ek het al baie hieroor gedink. En ek het al geleer, en dis moeilik, ek het al geleer, ek probeer leer, ek is in die proses, dat ek nie te veel bekommerd moet wees oor wat mense van my sê nie. Want, as hulle die waarheid weet, was dit baie erger. So as die mense dinge van my sê, dit maak seer, ek weet. Maar ek gaan so waar nie vir hulle die hele waarheid sê nie. En dit sal teen my gehou word vir 'n lang tyd. Nederigheid. Here, gee u kerk nederigheid. Wil u eenheid hê in die gesin, in die gemeente. Een van die toutjies is nederigheid. Die ander eenheid. Wandel in eenheid. Want ons is almal verlos en almal gered deur die bloed van Jesus. 'n Ander toutjie wat in hierdie tou gevleg word, is die toutjie van volwassenheid in die boek Efesiërs. Wandel in volwassenheid is groei tot die volle mate van Christus in ons lewe. Volwassenheid. Soms in ons huis sê ons dinge en ons tree op soos kinders. Ons sê dinge om seer te maak. Volwassenheid. In die boek van Efesiërs, dit wat eenheid bring, dit wat God bymekaar bring, is volwassenheid. Nommer 5 sê hy, nommer 4, integriteit. Dit wat ons sê, dit lewe ons.
En dit wat ons lewe, lewe ons volgens die voorskrifte van die skrif. What you see is what you get. Integriteit. In 'n huisgesin, in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, is integriteit so belangrik. Welwillendheid. Vergewe ander soos Christus u vergewe. Reinheid. Rein hart, rein motiewe. Weet jy, dis makliker gesê as gedoen. Van mense wat van ons praat en vir ons seer gemaak het, 1 en 2 en 10 jaar, en sommige van ons het lank gedagtes. Ons onthou lank. Ons kan nie meer die feite onthou nie, ons kan nie eens meer die plek onthou nie, ons kan nie eens meer die pyn onthou nie, maar ons voel 'n bietjie ongemaklik met 'n persoon. Reinheid, rein motiewe, onderdanigheid is 'n groot tema in Efesiërs. Onderdanigheid, u weet, beteken mos nie dominerend nie. Dit bedoel onderdanigheid is wanneer jy mans en vrouens, ouers en kinders, werkgewers en werknemers, die persoon wat in beheer is, het 'n goddelike verpligting om te sien na die ander persoon, onderdanigheid. Verantwoordelikheid, elke daad wat ons doen, elke besluit wat ons neem, het gevolge. Daar by ons, as ons 'n boompie plant, moet jy homself nat maak, jy moet homself snoei, jy moet hom besoek elke dag. As jy 'n boompie plant, moet jy vir hom sorg. As jy iemand onaangenaam hanteer, of 'n skerp woord sê, het dit gevolge. Efesiërs sê, wees verstandig en verantwoordelik. Dit is die boek Efesiërs, wat praat van geestelike oorlogsvoering, dat ons worstelstryd, onthou hy sê dit in hoofstuk 6, is teen wie? Help my iemand? Is waar, ons worstelstryd is nie teen die buurman of die buurvrou. Efesiërs sê, ons worstelstryd is teen die bose magte van hierdie lig. Ons veg nie teen mense nie. En hierdie worstelstryd gaan slaap nie wanneer die son sak nie. Ek wens dit het. Ek wens daar was office hours voor my kop geskrywe. No office hours. Hy kom enige tyd. Efesiërs sê dat God se kinders moet waak teen die aanvalle van die bose. Teendeel, hy sê ons moet die volle wapenrusting van God aantrek. 'n hele hoofstuk oor die volle wapenrusting van God. Wat bring eenheid volgens Efesiërs? Die dood op Golgotha. Die God van die hemel het afgekom en gesterwe vir die mens. Die rots het losgekom en die rots het tussen ons gekom. Wat bring 'n familie bymekaar? Wat bring 'n man en 'n vrou bymekaar? Wat bring 'n gemeente en 'n volk bymekaar? Nie 'n meteoriet, 'n swart klip erns in Efesië nie, maar Christus die prys op Golgotha. Wat bring eenheid vir ons as Adventiste? Die kruis, die dood en die opstanding van Jesus. Wat bring ons bymekaar? Die boodskap van die 3 engele, dat God stuur 'n desperate boodskap. Die tyd is min, wees gereed.
Onthou u hierdie aanhaling, wat u en ek so lief voor is, ek lees dit weer vir u, en ek moes dit weer lees en weer lees. Die groot stryd is beëindig. En al die kolporteurs onder ons, julle sê amen, want julle het dit gememoriseer. Die groot stryd is beëindig. Waarom lees u dit nie saam met my vanmôre nie? Kan u dit lees daar op die bord? Kom ons lees dit saam. Die groot stryd is beëindig. Sondaar en sondaars bestaan nie meer nie. Die ganse heelal is skoon. Een pols van eensgesindheid en blydskap klop deur die groot skepping. Van hom wat almal geskape het, vloei lewe en lig en blydskap deur die onbeperkte ruimtes. Van die kleinste atoom tot die grootste wêreld, alle dinge, lewendig en lewenloos, in hulle volmaakte skoonheid en vreugde verklaar dat God liefde is. Ek moet 'n amen hoor. Dit kom, my broer en my suster. En Efesiërs bid dat die hartpols van eenheid nou al reeds klop. En in die hart van gelowiges daar 'n klop is van jy en ek is kinders van die Here. Spoedig gaan die groot rots kom wat die aarde en die heelal gaan bind in een groot eenheid. Ek hou verskriklik baie van 'n springbok. Dit is 'n mooi bok. As 'n springbok pronk, spring hy met stywe bene en krommerig tot 3 meter hoog. En 'n springbok het die vermoë om op al 4 pote gelyk te land. En dan staan sy wit rifhare regop. En ek dink God is trots op 'n springbok. 'n Springbok pronk, hy wys sy mooiheid. 'n Springbok pronk gewoonlik wanneer hulle trek, of wanneer hulle gestuur word, of wanneer weersomstandighede verander. 'n Springbok pronk wanneer hy vlug, en wanneer die wit hare oopgesprei word tydens sy pronkery, skei die kliere onder sy vel 'n sekresie uit, 'n sterk reuk wat die dames van hou. En ons noem dit parfuum. Springbokke het verskillende kleure. Jy kry donkerbruin springbokke. 'n Mens kry swart springbokke. Jy kry wit springbokke en koper springbokke. Ek het al 'n wit springbok gesien van hier ergens deur die Karoo Kaap toe. En ek het stil gestaan en ek het vir myself van nee, dis seker maar die stof van die Karoo. Vroeger jare was springbokke trekbokke genoem. Daar is opgeteken in 1849 dat vir 3 dae lank het springbokke verby Beaufort Wes getrek. 3 dae lank. Trekbokke. Springbokke praat met mekaar. Hulle kommunikeer mekaar met 2 tale. Nie Engels en Afrikaans nie. Hulle het hulle eie taal. Springbokke kommunikeer met mekaar eerstens deur 'n vibrasiegeluid in hulle neusgate. Dink ek. Die vibrasie in hulle neus tel hulle op en hulle praat met mekaar. En hulle praat mekaar deur hulle kopbewegings. Daar is sekere mense en ek het hulle ontmoet.
As hulle ja sê, dan sê hulle ja so. Ek is gewoond, as dit so is dit ja. Springbokke kommunikeer mekaar met kopbewegings. 'n Springbok kan tot 5 meter ver spring. As daar 'n Springbok Olimpiade is, dan sal hy ver wen. Inteendeel, daar is Olimpiade in die agterjaard hier in Suid-Afrika waar die Springbokke so spring. 'n Springbok kan tot 10 jaar oud word. Ek lees dat die eerste rugby Springbokspan in 1906 Engeland getoer het onder Paul Roos. Tot en met 1994 het alle Suid-Afrikaanse sportsoorte die springbok as simbool gebruik. Dis 'n trotse dier. Liewe vriende, mense van Suid-Afrika, die land met die mooi diere, die land wat duisende besoekers kom besoek en miljoene foto's neem van die springbokke. Ek moet vir u vandag sê dat die Here Jesus Christus het nie vir een mooi springbok gesterf nie, hoe mooi hy ook al is. Maar hy het gesterf vir die man en die vrou wat daar op die straat sit en betel. Want God met sy geestesoog het die potensiaal van elke sondaar raak gesien. Ek bring vir u vanmôre die boodskap van die Bybel, dat die groot klip Jesus ons bymekaar bring, en dat die dood van Jesus aan die kruis die tou is, wat God se kinders saambind, van nou tot in die ewigheid. Mag die Here u seën en u bewaar. Mag die Here sy aangesig oor u laat gaan en u vrede gee. Mag die Here sy goedheid laat vaardig word en u genadig wees. O Here, seën u kinders deur die wêreld, deur hierdie land, in hierdie konferensie en in hierdie auditorium vanmôre. Mag die Gees van die Here in ons harte werk. Mag hy ons red in u koninkryk. Mag hy ons saambind met die band van liefde, want ons bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.